humble. Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Dear Lord, I'll be a witness if you will help my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. By the eye of faith, I see you on that cross of Calvary. Dear Lord, I'll cry, let me your servant be. Jesus, use me. Oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000s to my soul. He's the beautiful rose of Sharon. He's all the world to me. But best of all, he is my coming King. Jesus, use me. Oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Jesus, use me. Oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Though the cost be great, I'll work for you. Though the cost be great, I'll work for you. Though the cost be great, I'll work for you. My Bybel is hier oopgeslaan by Hebreërs 4 en ons lees saam vers 15 en vers 16. Hebreërs 4 vers 15 en vers 16. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie,
maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Ek wil met jou praat oor my gesindheid om goddelike genesing te ondervind en te ervaar. U en my gesindheid ten opsigte van hoe ons na God gaan, wanneer ons die Here nodig het, wanneer ons krank is in ons liggame, speel 'n geweldige groot rol. Die Bybel sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan. Vrymoedigheid wil sê, daar is geen obstruksie. Daar is niks wat my verhinder. Ek is nie skaam nie, ek is nie bang nie, ek is nie terughoudend nie. Let op, dis die troon van genade. Dis nie 'n troon van strafgerig en van oordeel nie, maar van genade. Genade is een van daardie dinge wat ons nie regtig verstaan nie. God gee terwyl ek dit hoegenaamd nie verdien nie. Wonderlike koning wat ons aanbid. Luister na hierdie teksvers. Matteus 11 vers 12 sê: maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm en bestormers gryp dit met geweld. Wat beteken? Dat die mense van vroeër en vanaf Johannes die Doper se prediking het verkry deurdat hulle geloof ingespan het. Hulle het moeite gedoen om die beloftes van God te verkry. Hulle het hulle kragtig ingespan. Iemand het gesê dat almal in die Nuwe Testament wat genesing ontvang het, was bestormers gewees na die troon van genade. En as ons dieselfde gesindheid kan openbaar ten opsigte van ons genesing en verkryging van die beloftes van God aan sy kinders en aan ons, sal ons ook dieselfde resultate behaal. Ek wil hê dat ons na 'n paar voorbeelde gaan kyk in die woord van die Here, na mense wat hulle ingespan het en moeite gedoen het en verkry het, omdat God se beloftes vir hulle bedoel was. Kom ons kyk na die vrou met bloedvloeiing waarvan ons lees in Markus hoofstuk 5. In die eerste plek lees ek daar in vers 27 dat sy het gehoor van Jesus. Dis belangrik. Baie dikwels hoor mense dat ons gaan bid vir die siekes. Baie dikwels is daar 'n advertensie, dalk is daar 'n ietsie op die internet deesdae wat beloof, daar gaan vir siekes gebid word. En as mense daarop sal reageer, soos wat hierdie vrou gereageer het, dan is daar al klaar 'n eerste teken. Hulle is bestormers van die troon van genade om te verkry, om op die regte tyd gehelp te word. Sy het nie net gehoor nie, maar sy het ook gereageer. Baie mense kom met die gedagte, ag, dit was net vir daardie tyd gewees. Dis nie meer vir vandag nie. Wel, daar is klare agterstand as jy met daardie gesindheid kom, want Hebreërs 13:8 sê Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Sy praat haarself moed in, sy praat met haarself. Vers 21, want sy het by haarself gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. Daar's niks nie verkeerd om jouself moed in te praat. Hier het ons dit in die skrif. Dis net normaal. Praat met jouself, spreek jouself aan, spreek die dinge wat jy wil hê en los die dinge wat jy nie wil hê nie. Hierdie vrou het gelei aan bloedvloeiing. Dit het haar minderwaardig gemaak. Sy was volgens die Ou Testamentiese voorskrifte onrein gewees en sy mag nie tussen mense gekom het nie. Oral waar sy geraak het en gekom het, het sy ander ook onrein gemaak. Bloedvloeiing beteken, sy was verswak gewees. Haar kinders het geweet, mamma is nie soos ander mammas nie. Sy moet altyd, is sy maar swak en sieklik en in die bed en kan nie vir ons kos maak nie. Sy kan nie saam met ons stap en speel nie, want as gevolg van haar bloedvloeiing. Sy was 'n vrou gewees. Vrouens in die tyd van die Bybel is nie as veel geag nie. Ons kan eintlik sê alles was teen haar gewees.
maar sy het gehoor van Jesus, en sy het geweet, hierdie Jesus, al die gerugte wat ons hoor, en die mense wat siek was, het gesond geword, en die bure het gesond geword, en elkeen wat 'n berig gebring het, het gesê, ek het gegaan met 'n uiterste kwaal, maar ek het gesond teruggekom, en sy het geweet, dis haar enigste oplossing, as daar regtige oplossing is. Ander kom met kritiek, en kom met foutvindery, en kom met murmurering, met 'n siniese gesindheid. Maar hierdie vrou het met verwagting gegaan, in die wete, Jesus Christus sal in my behoeftes voorsien, ver bo kan wat ek selfs kan bid of dink, en dit was ook so gewees. Die Lewende Bybel sê, sy het van agter af deur die skare gebeur, en aan sy klere geraak. En dit vat my nou jare terug, lank gelede, met 'n tentdiens waar broer Willie Vermaak op Calvinia gepreek het, en ek en 'n ander oom Willie Hugo van die gemeente het ook gaan bywoon en gekyk, en ek onthou hy het oor hierdie onderwerp gepreek, en dan het hy gesê, en sy het gebeur, en solank soos wat daar die kabel van die mikrofoon was, solank het hy vorentoe gebeur, en elke slag het hy gesê, en sy het gebeur, en dan het hy so 'n tree vorentoe, en sy het gebeur, en nog 'n tree vorentoe, en elke slag het die gehoor dit verskriklik geniet, en geamen, en gejuig, en gehalleluja, prys die Here. Ons hou van demonstratiewe predikers, mense wat dit met vuur oordra, want hulle glo wat hulle preek. En die Bybel sê dat dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk, dat sy van haar kwaal genees was. Loof die Here wanneer God so 'n wonderwerk van genesing doen, 'n wonderwerk en genesing, so in een oomblik tegelyk. Ander het ook teen Jesus gestamp, en ek kan my voorstel wat 'n gedrang was daar. Ons het vir jare op die straat gepreek, en ek weet hoe kan dit gaan, en elkeen soek hier jou aandag, en al die soort van dinge, wanneer ons vir mense beginne bid, en almal gryp, en almal raak, en almal wil jou aandag hê, en almal roep hier, en almal steek hand uit. Maar hy het met eens geweet, dat daar het krag van hom uitgegaan, en die disippels was verontwaardig, toe Jesus gevra het, wie het aan my geraak? Hier in vers 31, en sy disippels antwoord hom, u sien dat die skare u verdring, en u sê, wie het my aangeraak? Prys die Here, hierdie vroutjie het anders geraak, anders aan Jesus gevat, as wat die ander gevat het. Wat was haar geheim gewees? Was dit nou maar sommer net toevallig gewees? Was dit maar sommer net, dit het nou maar net gebeur? Dit het nou maar sommer net outomaties gebeur? Dit het sommer maar net vanself gebeur, soos ek sê? Nee, sy het 'n geheim gehad, en die ander het nie ontvang nie. Ander het ook geraak, maar hulle het nie ontvang nie. Daar was 'n verskil gewees. Wat was haar geheim gewees? Sy het met vrymoedigheid na die troon van genade gegaan, sodat sy barmhartigheid verkry het, en genade gevind het, en op die regte tyd gehelp te word. Loof die naam van die koning wat groot en wonderbaar is. In 'n diens of 2 gelede het ons ook vir 'n vroutjie gebid, en sy het ook gemerk, net so 'n tydjie na die diens, of dalk nog so moontlik in die diens, dat haar maag is anders. Vir 7 weke loop sy met 'n maag wat nie reg was nie, as gevolg van dat sy COVID gehad het, en iewes skielik ontdek sy net, God het haar aangeraak, die Here het haar gesond gemaak. Loof die naam van die koning wat groot is bo almal. En as jy vandag met 'n kwaal sit, is dit my aanmoediging, dat jy met vrymoedigheid sal kom na die troon van genade, en dat jou hand sal anders raak as die hande van ander. Prys die naam van die koning. Kom ons besin vir 'n oomblik oor die verlamde man, van wie ons lees hier in Markus hoofstuk 2. Nou dit is vir my baie, baie kosbaar as ons praat oor gesindheid, want hierdie man het dieselfde gesindheid van 'n bestormer geopenbaar en moeite gedoen. Hy het na die troon van genade gekom, barmhartigheid gevind en genadig verkry, en is op die regte tyd gehelp. Allereers moes hy sy vriende oortuig om hom te neem en om te vat. Die man was verlam gewees, so hy kon nie self loop nie.
en of hy voor die tyd al gedink het, hoe dit die omstandighede daar sou wees, en toue saamgeneem het, weet ek nie, maar later toe hy afgesak is, moes hy toue gehad het, of hulle daar gekom het en gesien het, maar hulle het toue nodig, en iemand weer huis toe gestuur, en toue gaan haal het, weet ons nie, maar daar is moeite gedoen om toue te verkry. Sien hierdie situasie, die huis is oorvol, buitekant staan 'n skare van mense, daar is nie kans vir iemand om in te kom nie, maar hulle maak 'n plan. Die vriende dra hom hier van agter die huis af op die trappe, en hulle breek daar bo op die dak, breek hulle die klei weg, en hulle laat sak hierdie man daar, deur daardie gat wat hulle gemaak het. Kan jy dink die samewerking van hierdie verlamde man, hier skuin steen hierdie trappe op, weer daar laat afsak, hulle kan tog nie die hele dak oopgebreek en om daar, dit moes maar 'n gat gewees het, hulle moes hom daar so dat afsak het, soos wat ek al gesien het, wanneer ons soms begrafnisdiens het, en die kus kan nie lekker daar ingaan by die eerste rand nie, en ons hom daar so skuins moet dat insak, sodat hy kan onder toe kom, en so het hierdie man saamgewerk en moeite gedoen, en sy gesindheid was iets anders. Ons lees 'n paar keer in die Nuwe Testament, dat daar opgemerk is, en toe Paulus sien dat hy geloof het, en toe Jesus sien dat hy geloof het. Geloof kan gesien word, want dit is mense wat God bestorm, en dit is mense wat met vrymoedigheid kom na die troon van die genade. Die gesindheid van vrymoedigheid. Niks gaan my keer nie. Onbeskaamd, onbeskroomd is hulle bestormers van die koninkryk van God en sy beloftes. Ek onthou 'n geval van 'n diens wat gehou is waar ek vir siekes gebid het. En die Here het wonderlik gewerk. En nadat ons afgesluit met die diens, hier kom nou 'n paar mense vorentoe, en hulle sê, maar ons wil ook nou voor gebid word. Ons was te skaam gewees om net nou te kom toe daar 'n uitnodiging was. Ons wou nie gehad het dat die mense sien, maar ons is ook siek nie. Ai, is dit dieselfde gesindheid as daardie mense wat gestroom het toe die uitnodiging kom en voorkom staan en ontvang het, toe daar vir hulle gebid is met geloof. En ek wil u aanmoedig dat u sal reageer op die beloftes van God, onbeskaamd. God se woord sê, dis 'n genade troon. Dis daar waar jy ontvang, loof die Here. Lukas 11 vers 8 sê, dat God sal ter wille van iemand wat onbeskaamd vir hom gee, soveel as wat hy nodig het. Jou gesindheid bepaal hoeveel jy van God gaan ontvang, en of jy wel van God gaan ontvang, omdat God mag het om te doen, ver bo alles wat ons kan dink of bid, volgens Efesiërs 3 vers 20. 'n belangrike saak by die ontvang van jou genesing en van enige van die beloftes, is dat jy sal saamwerk en presies die resep navolg, soos wat die woord van die Here dit hier vir ons voorskryf. Ek onthou die geval waar ek vir die ouderling gaan bid het, die ondervoorsitter van ons bestuursraad, en ek vir hom sê, maar broer Gami, kom ons volg net eers gou die resep na, en ek lees vir hom in Jakobus, waar hy sê dat ons moet vir hom salf met olie, en die vurige gebed van die regverdige het groot krag. En ek sê, broer, kom ons hou by die resep. As jy wil resultaat hê met die bak van 'n koek, dan moet jy tog die resep navolg. En hy het altyd daarna verwys en gesê, pastoor, die resep, kom ons hou maar by die resep van die woord van die Here. As jy na die dokter toe gaan, en die dokter sê, maak oop jou mond, dat ek na jou mangels kan kyk, en jy sit nou daar met 'n toemond, dan gaan hy jou eenvoudig ignoreer en sê, meneer, ek kan jou nie ondersoek nie, jy wil nie saamwerk nie. As die dokter vir jou een of ander ietsie vra, of die dokter sê, jy moet uittrek, dat ek jou kan ondersoek, en ek kom, nie, maar ek is nou te skaam om voor die dokter uit te trek, dan gaan hy eenvoudig vir u sê, dan moet u maar gaan, ek kan nie vir u behandel nie. Hoeveel te meer, wanneer ek en u na Jesus kom, dat ons die voorskrifte sal navolg. En as die Bybel dan sê, ek moet kom met vrymoedigheid, moenie dat ek skaam na die Here kom nie, met my tekortkominge, met die gedagte van, my tekortkominge diskwalifiseer my. As hy dan sê, dis 'n troon van genade, dan wil dit sê, almal kan kom na die Here. Trouwens, Jesus maak ook die uitnodiging, wanneer hy sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Een van die senior pastore wat destyds in die kerk was, pastoor Tini Cronje,
wat vir baie siek is en vir mense gebid het gesê, wanneer hy agterkom, hierdie man verstyf, dan los hy hom net so, sy gesindheid is nie reg nie, hy wil nie ontvang nie. Hy sê, wanneer hy uitnodiging gemaak het vir siekes, dan tel hy 4, en as mense nie reageer nie, dan stop hy die uitnodiging net daar. Ek sien hoe staan mense deesdae veral in rye, lange rye en wag, mense wat sal indruk, want hulle moet voorkom om te ontvang. En as ek en u na die Here toe gaan, ag, sal ons nie met dieselfde houding, ek moet daar voorkom, een of ander tyd is dit my beurt, een of ander tyd gaan God my ook raak sien, loof sy wonderlike naam. Ek onthou, toe ons Binnelandse Sake kantoor nog hier in die dorp was, in die Pieter Retiefstraat, en ek op 'n Saterdagoggend laterig van die draf terugkom, dan staan die mense al daar tot in die sypaadjie, die kantore is nog nie oop nie, mense ry van heinde en verre om hier te wees en Mamaspriet te wees, want hierdie kantoor is dan nou blykbaar vinniger en doen beter diens. Maar dan staan mense vroegoggend in die donkerte tot daar op die sypaadjie, want hulle gaan hier gehelp word. Wanneer ek na God kom, dan weet ek, die Here gaan my help, die Here is daar vir my, loof sy wonderlike naam. En geliefdes, ek wil net so vinnig praat oor 'n paar manifestasies, wat kan gebeur wanneer ons vir mense bid, en ek wil glad nie klem lê op die manifestasies nie, en ek maak nie 'n bohaai daaroor nie, en ek verlig dit nie op asof dit iets is nie, maar ek wil dit net noem, omdat dit in die skrif staan. Nommer 1, daar kan niks met jou gebeur nie, jy ontvang dalk geen genesing nie, of kom ons sê, jy ontvang genesing, maar jy ontvang dit wonderlik, en jy die genesing ontvang, maar verder niks meer nie. Maar as almal is nie dieselfde nie. Die een persoon raak verskriklik opgewonde, en die ander persoon begin te huil, die ander persoon begin te lag, en daar's alles skrif daarvoor. Sommige mense val om, Openbaring 1:17 sê, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, kom ons laat ruimte vir mekaar, moenie ander mense afskryf as vals, omdat hulle dit anders beleef as jy nie, ons is nie almal dieselfde bedraad nie. Sommige mense lag selfs. Psalm 126 vers 1 en vers 2 sê, toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel, en iemand het gesê, as God my gesond maak, sal ek nooit weer ophou lag nie. Prys die Here daarvoor. Die geval ook van huil. Mense huil soms van blydskap oor wat die Here vir hulle doen. Esdra 3 vers 13, en die volk kon die geluid van blye gejuig nie onderskei van die geluid van gehuil van die volk nie. Mense word selfs asof hulle dronk is. Efesiërs 5:18 sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul, die dronk teenoor die Gees van God se vervulling. Baie mense begin te bewe. Paulus het by sy bekering, het hy op die grond geval en gebewe. Handelinge 9 vers 6, die tronkbewaarder in sy bekering in Handelinge 16, toe die aardbewing kom en die tronk se deure gaan oop, en wou hy homself soos om die lewe bring, maar ek lees in Handelinge 16 vers 29, en toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewende voor Paulus en Silas neer. Ander jubel en hulle spring op en hulle juig, na die 10 melaatses gereinig is, het een omgedraai en het God met 'n groot stem verheerlik. Die genesing van die lamman in die tempelpoort in Handelinge hoofstuk 3, het hy gespring in die tempel en God geprys. En as ander mense spring en die Here prys, wees dankbaar en bly, God doen 'n wonderwerk. En as ons kan ruimte laat vir mekaar, nie met 'n siniese gesindheid teenoor mekaar staan nie, is daar al klaar 'n teken dat jy iets van God kan ontvang, want jy aanvaar dat mense verskil van mekaar wat die Here gemaak het. Is u behoeftig? Wil u van die Here ontvang? Die groot finale beslissing vind voor die troon van genade plaas. Ek kan nie dit genoeg sê nie. Dis 'n troon van genade, waar God vir my en jou wil gee, as ons met die regte gesindheid kom, en met geloof en vrymoedigheid van die Here ontvang. 'n Sekere pastoor sonder af, en hy vertel hierdie gesig. Hy bid, en dit is asof daar 'n kombers rondom die aarde is, 'n wolkkombers, en hy kan net nie deurbreek nie. Dit is asof God aan die ander kant is. Sy gebede styg net op tot by hierdie wolkkombers, hierdie ongeloof waardeur hy nie kan kom nie. Maar dit is asof die Here hom aanmoedig dat hy moet
erger bid en ernstiger bid en God vertrou. En hy bid ernstiger en uiteindelik ervaar hy hoe dit hy deurbreek. En die eerste ding waarvan hy bewus word toe hy bokant hierdie wolk was wat hom gekeer het, is die onbeperktheid. Alles is nou onbeperk. Die geloof wat ewe skielik in sy hart is. Geloof wat 'n wete word. Soos wat Jesus geweet het dat sy Vader hom gaan verhoor toe hy vir Lazarus uit die dood het opgewek het. Dis soos wat ons lees in 1 Johannes 5 vers 14 en vers 15. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Goddelike genesing is volgens sy wil. Vers 15. En as ons weet, jy moet by daardie plekkie kom, dat jou geloof 'n wete word. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat 2 keer sê die skrif, weet is so belangrik. Jy moet kom by daardie plekkie dat jy weet God wil jou gesond maak. Dat ons weet wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. Wat ons ook al vra, dis waar die wete waar jy moet kom, dat God sal dit vir my gee. O, wanneer ons deurbreek, en ons by die troon van genade uitkom, word ons behoeftes vervul. Ek keer nie weer met leë hande terug nie, maar met brood genoeg, soos die Sidonitiese vrou, en ek sluit af, wat gekom het en gesê het, haar dogter is erg van die duiwel besete. En Jesus aanvanklik gesê het, dit is nie mooi om die broodjies vir die honde te gee, dis vir die kinders bestem, en sy aanvaar, hy bedoel, sy is 'n heiden, maar sy sê, die hondjies eet daarom van die krummels wat van die basiese tafel afval, en hy sê, vrou, groot is jou geloof, laat dit vir jou wees, volgens wat jy geglo het. Ek wil nou vir jou bid, en ek wil nou die Here vertrou, dat God jou aanraak. En voor die tyd het ek en my vrou hier saam gebid, en gebid dat hierdie gebed vir jou sal gesond maak. En dit is hoe wonderlik dat God is. Deur hierdie medium raak die Here jou aan. En ons het selfs gebid wanneer hierdie preek na jare geluister sal word, dieselfde krag, dieselfde God nog steeds sal werk op grond van hierdie gebed van geloof wat ek vir jou gaan bid. En ek wil jou vra, as daar 'n pyn in jou liggaam is, sit jou hand nou op daardie pyn, as jy weet, daar is iewers 'n pyn op jou knie, pyn op jou bors, pyn op jou maag, pyn waar ook al, op jou kop en op jou rug en waar ook al, lê jou hand daar neer en vertrou God nou dat die Here jou geloof sal vergeld en jou sal aanraak en jou sal gesond maak deur 'n wonderwerk. Kan ek maar bid, is jy reg? Vader, ek strek my hand uit na mense wat nou daar sit, met hulle hand op daardie plek van siekte en van pyn, en ek vertrou U, my God, dat U sal werk deur 'n wonderwerk, en hulle sal aanraak, ooreenkomstig U wil, ooreenkomstig U woord, ooreenkomstig U Heilige Gees krag, wat nou daar teenwoordig is, want U is alomteenwoordig. Ek bid, Here, dat elke plekkie wat pyn nou sal gesond word onder daardie hand, en dat die Here al die eer en al die lof sal kry. Ek bind en bestraf die werke van die vyand, en ek sê los in Jesus naam, gaan weg in Jesus naam, gaan uit in Jesus naam, en laat die heerlikheid van God triomfeer in die liggame nou van mense, in Jesus naam ontvang ons, en ons sê amen en amen. May the good Lord bless and keep you, whether near or far away. May you find that long-awaited golden day today. May your troubles all be small ones, and your fortune 10 times 10. May the good Lord bless and keep you till we meet again. May you walk with sunlight shining and a bluebird in every tree. May there be a silver lining back of every cloud you see.
Fill your dreams with sweet tomorrows. Never mind what might have been. May the good Lord bless and keep you till we meet again. And a bluebird in every tree, back of every cloud you see. Fill your dreams with sweet tomorrows. Never mind what might have been. May the good Lord bless and keep you till we meet again. May the good Lord bless and keep you till we meet again. Nagmaal is altyd 'n baie spesiale geleentheid vir gelowiges. En ek onthou daar op die platteland in Calvinia dat daar was boere wat ver was van die kerk, maar hulle het gesorg dat hulle nagmaal naweke spesiaal inkom, die hele naweek oorbly om deel te hê aan al die verrigtinge van die kerk en wat so plaasvind. En nagmaal is dan ook by die wonderlike geleentheid waar ons voor die Here kan verootmoedig, wanneer ons weer dink aan die prys wat vir ons betaal is, die bloed wat vir my vergiet is, die liggaam van Jesus wat vir my verbrysel is, dat ek sal besin oor hierdie geweldige prys, en dat ek my allerbeste opnuut vir God sal gee, omdat hy sy beste vir my gegee het. Die groot genade in sy seun Jesus Christus. Kom ons lees 'n paar verse saam uit Jesaja 53 en ons bewaar die woord in ons hart. Vers 2, die tweede sinnetjie lees, en hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. So het Jesus gelyk toe hy geslaan is, en hy geplunder is van sy menslike heerlikheid. Hy was verag en deur die mense verlaat. Almal het hom verlaat, sy disippels, die vroue het eenkant gestaan. 'n man van smarte en bekend met krankheid. Hy self was so krank gewees, stikkend, broos, verbrysel, sê die woord van die Here, want daardeur het hy ook ons krankhede op hom geneem. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg, jy kan nie daarna kyk. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Hoor die profetiese stem, soveel jare voordat Jesus gekruisig sou word. Hy het hom nie geag as die Messias, as die een wat sou kom om die sonde van die wêreld weg te neem, en ook as die Messias van die Jode. Hulle het hom verwerp en nie herken nie. Nogtans, ongeag al hierdie negativiteit, het hy ons krankhede op hom geneem, weggeneem. Ons het dit nie meer nie. En ons smarte, nog 'n keer word dit bevestig, want in die Nuwe Testament in Matteus 8:17 word hierdie smarte vertaal met siektes. En het ons siekte en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag en deur God geslaan en verdruk was, die dwaasheid van die Jode om Jesus nie te herken as God wat in die vlees gekom het om die sondestraf van die wêreld te dra. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Hier kom ons nou by die sonde aspek van die mens waarvoor Jesus ook gesterf het. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, vrede tussen God en mens, was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Totale genesing van siekte en van sonde, van ons liggaamlike siektes, geestelike siektes. Vers 6, en hiermee gaan ek afsluit. Ons almal het gedwaal soos skape.
Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hoe wonderbaar. Here, ons sê dankie vir die prys wat betaal is, dis afgehandel. En nou, Here, neem ons dit aan met groot dankbaarheid en akklamasie. Ons sê Hosanna vir die seun van Dawid. Ons sê halleluja vir ons God en koning. Dankie Jesus. Elkeen wat dit aanneem, ontvang redding, ontvang geregtigheid, ontvang kunskap. En Here, wanneer ons nou hierdie nagmaal gebruik, hierdie keer, dan dink ons opnuut weer aan ons Here Jesus, wat vir ons verbrysel is, dat hy sy liggaam laat stikkend slaan het vir ons, sodat ons genesing kan ontvang. Hy het sy bloed gegee wat spreek van lewe, sodat ons lewe in Christus kan ontvang. Die ewige lewe in Christus. Hoe prys ons U, hoe dank ons U, Here. Vir ons is dit alles. Ons het oorgegaan uit die dood in die lewe. Ons behoort nou aan die Here. Ons is klaar geoormerk vir die hemel. Geen wonder dat die woord van die Here sê in Efesiërs 2 vers 6, ons sit reeds in hemelse plekke. Here, laat hierdie waarhede nou in ons harte dieper insink, 'n groter werklikheid word. Opnuut ons weer aan die hart gryp, die groot prys wat vir ons betaal is, wanneer ons nou die stukkie brood gaan eet en gaan drink van die vrug van die wynstok. In Jesus naam, amen. Ek wil almal uitnooi, wie se saak met die Here reg is, om die stukkie brood te neem en dit te eet en aan Jesus te dink. Elke koutjie wat jy gee, dink aan Christus wat verbrysel is, sy liggaam, en dat hulle hom nie geherken het nie, en dat mense hulle gelaat vir hom weggedraai het, en dat die Joodse volk hom nie geag het nie. Presies so was dit gewees. Dankie Jesus, ons eer U. Halleluja. Ek kan nie anders as om te dink aan daardie ou koortjie wat ons so dikwels gesing het in een fout. Sy bloed verlos uit Satans mag. Sy bloed maak slawe vry. Die grootste sondaar maak hy vry. Sy bloed verlos ook my. Neem jou glasie met die vrug van die wynstok. Kyk vir 'n oomblik daarna en dink dit is die bloed van Jesus, wat die Bybel sê reinig van alle sonde. Nou in die Ou Testament lees ek weer, dat die siel is in die bloed, die lewe is in die bloed. In die bloed van Jesus is daar lewe, vir my, vir jou. Die ewige lewe, God se seun, was die prys. Kom ons gedenk, en ons waardeer, en ons geniet. Halleluja. Vader, ek wil bid oor elkeen wat nou saam gedoen het. Wie se harte opnuut aangeraak is. Wie na die Gees opnuut weer verkook is. Wie se liggame ook aangeraak word en aangeraak is. Dat U hulle ryklik sal seën. Dat U, Here, U met ons nou sal wees soos die volk wat uitgetrek het uit Egipte. En daar was nie 'n enkele een wat swak was, of wie se voet geswik het, wat siek was, maar almal was gesond, toe hulle geëet het van daardie skaaplammetjie wat getipeer het, Christus Jesus, wat ons nou in die Nuwe Testament gedenk, wat op die kruishout vir ons gesterf het. Here, so wil ons ook uittrek, met vreugde, Here, soos kalwers uit die stal. Ons wil van blydskap, wil ons bok spring, en wil ons dans, en wil ons huppel voor ons koning. Want die Here het my sonde weggeneem, en die Here het my skete en my pyne weggeneem. In die geloof spreek ons dit, sê ons dit, Here. U laat die kankers uitval, U maak mense volmaak gesond.
in die naam van Jesus. En Here, ons prys U. Ons gaan vir U lewe. Ons gaan vir U uitstaan. Ons bid om die krag, ons bid om die sterkte, ons bid om die inspirasie, ons bid om die heiligmaking en die heiligheid van God in ons harte, dat ons die Here God sal vrees al die dae van ons lewe en sal getrou bly aan die Here, om ons nie oor te gee aan ligsinnigheid en oor te gee aan sonde en die verkeerde en die vleeslike nie, maar die dinge te bedink wat daarbo is en vir die Here te werk en siele te wen. Seën ons Here in Jesus naam. Amen. En dan sê ek 'n geseënde en 'n veilige reis saam met die Here. Shalom.